Hartlike goeiemôre, dis Dinsdagoggend, is die 3de Maart, die jaar 2026. My naam, Daniel Gerberman, is jy opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag lees ons weer 'n bietjie uit God se woord uit en ek wil vir jou sê wat ek hierso gekry het in my gedagtes en hy sê wag op die Here. Mense, dis 'n moeilike ene daai. Wag op die Here. As ek iets wil gedoen het, dan wil ek dit nou gedoen het. As ek iets wil hê, dan wil ek dit nou hê. En ek kon nou jare terug, het ek 'n motorfiets wat ek gesien het en weet mos as jy 'n ou wat 'n meisie vir die eerste keer sien, dan gaan hy hart mos katoes. Myne het so gemaak vir daai motorfiets. En ek sê vir haar, ja, ek sal nou hou van hierdie motorfiets. En sy sê vir my, ja, ons gaan dan net so 'n bietjie die finansies moet uitkyk en dan die einde van die maand en goeders en so daar's hoop, nee, ek gaan nie wag vir die einde van die maand nie. Ek het gegaan en ek het daai motorfiets gaan test drive in my yard. Daar's hy, dit het hier gestaan. So moes moeilik vir my om te kan wag. En so weet ek, is daar ook mense wat nie kan wag nie. Dit is net, as ons sê, weet dis 'n saak wat ons vir die Here moet gee dit vir die Here. Hy moet dit nie terugvat nie. Dan sê ons gee dit vir die Here. Maar Boeta, ons kan nie wag nie. Wat doen ons? Ons vat daai probleem terug. Ons gaan dit sommer self uitsorteer en goeders. Maar ek en jy moet leer om op die Here te wag. En ek weet, dit is nie altyd maklik nie. Veral wanneer dinge nie gaan volgens ons plan nie. Here, help, Here voorsien. Maar dan sê die Here, ek sal voorsien. Maar jy moet op my wag. Dis 'n moeilike ene. Maar hoor wat sê God se woord vir ons hierso op Psalms 27 verse 14. Hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dit ek gesê het, ek weet, dis nie maklik om te wag nie. Nou nog is dit vir my moeilik om net te sê, ek moet wag. Maar dit is iets wat ons moet aanleer om op die Here te wag. Nog 'n gedeelte is daar in Jesaja 40 verse 31. Hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mak nie. Nou daar's net een ding wat ons hier moet uitleer, is wag. Wees geduldig. Moenie goeders jaag nie, want op die einde van die dag jaag ons net meer gemors aan. So kom ons leer, ons kry bietjie meer geduld en ons wag op die Here. Wanneer jy 'n saak het om te doen, gaan bespreek dit met iemand wat saam met jou kan bid en wag op die Here vir 'n antwoord. Moenie dit uit jou eie uitdoen nie, want ons is so geneig om ons vingertjies te verbrand. Daar's 'n gesegde wat sê, los die beste vir laaste. En dit beteken om die lekkerste, die waardevolste, die belangrikste deel te hou vir die einde. 'n Haastige hond verbrand sy mond nie. So kom ons leer vandag uit. Ons wag op die Here. Dan wag ons vir die laaste, want hy wat wag, gaan ontvang. En dan gaan jy die beste kry, jy gaan die lekkerste kry, die wonderlikste gedeelte kry in God se hand wat hy vir jou wil gee. So kom ons is nie oorhaastig nie, want dan is ons spyt dat ons nie gewag het nie. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie. Dankie vir vandag, Here, dankie. Ja, Here, ek is so kort baie keer dat as ek iets wil gedoen het, wil ek dit nou hê. En as ek dit wil gesien het, dan wil ek dit hê. En ja, Here, maar baie keer moet ons net bietjie wag op U, sodat U vir ons die beste kan gee, sodat U vir ons die wonderlikste kan gee. Want hy wat wag op die Here sal ontvang dit wat U vir ons beloof het. Here, help ons om geduldig te wees, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Dinsdag en onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. En as jy iets gaan doen vandag wat die Here nie verheerlik nie, stop daarmee. Geseënde dag, God bless.